Sy, my eerste visie. Welkom terug na die advertentiebreek. Die stok is wel hier lank geleden, ja, Janne? Nee, ek het nie eens Janne 2 stokke gered nie. Hy stamp lekker kop al binne. Janne, julle het nou vir ons 'n bietjie voer in die water hier gesit. Wat presies het julle in die water gesit? Lucky, ons het dit maar baie simpel gehou. Ons het seker so 10 kilo se kaboenpitte ingesit. Dit wat ons bietjie sag gekook het, net voor hy begin bars. En ons het ook so 2 kilo se tigers ingesit. Wat nou belangrik is vir my, is hengel met dit waarmee jy voer. Ja, Dis die hoekase wat ons land sit van die vis raak gewoond aan daai hase. En dan tel hulle jou haastes net op. Hier. Jan gaan hom vir ons al voorberei. Hy gaan hom so lank bietjie nat maak. Baie belangrik om hom nat te maak. Ons wil daai karp teen alle tye beskerm. Dis deel van karphengel. Jan, brei net so 'n bietjie meer uit. Hoe ver uit het jy min of meer gevoer en hoe diep is die water daar? Like, ons het tot so 130 meter gevoer. Water is so 5 meter diep daar. Wat ons gedoen het, ons het so 'n streep getrek. Maar dis ook, jy weet, jy hoef nie direk in daai kol te hengel nie. As jy net in daai omgewing is, sal jy die vis ontstel, want hulle is maar 'n bietjie meer aktief daar. Dit is so tipies pro-winter, die dieper water is definitief die meer prolific water, nee. Ja, en ons probeer altyd om redelik ver van die hoer af te hengel, jy weet. Is beter daar waar dit stiller is, die groter vis kom nie noodwendig in die vlakwater hier naby aan die kant waar daar baie beweging en gras is nie. Ja. Hierdie vis is hier voor, Jan, gaan jy hom vir ons al skep? Ons vis hier by meer of Jan, spesiale plek, né? Ja, en dis 'n lieflike dag. Is hier by die inloop van die Krokodilrivier in Hartbeespoortdam. En die dik is Weimar hier, ja. Ja, say, what a fish. Mooi. What a fish. Wat hy. Dankie, Janne. Kom ons kyk hoe daai hoekom gehak. Daar kan julle sien, die tiger nut is nog aan die haar. Hy het hom mooi in die hoek van die mond gekry. Kom ons sien, ons haal net daai net onder hom uit, Jan. Gata patata. Sy. Sy. Pragtige vis. Jan, daai hoeke waar mens hengel, dis 'n dokshoek. Dis ook een van jou babas. Ja, hulle is lekker skerp en sterk. Dis wat jy in 'n spesiehoek soek. Die dikker steel op die hoek maak dat hy nie so maklik uitskeer nie. Veral as jy met hierdie groter vis te hengel, dan soek jy iets wat nie maklik gaan uitskeer nie. So, gewoonlik die hoeke wat ons gebruik is groter as die oorhengelhoeke. Maar met goeie rede, want dis soos jy sê, daai 'n regtig groot vis, 'n 20 kilo vis kom dalk een keer in 'n lewenstyd. En dan wil hy nie met 'n oorhengelhoek sit nie. Wat hy gaan reguit trek nie. Maar hier is 'n pragtige vis, Jan, hy's te klein om te weeg. Kom ons kry hom dadelik terug. Ek skat hom so 4 kilos. Ek gaan hom nou nie weeg hier, daar ander is groter en ons gaan definitief later nog groter is vang. Ons gaan nou oor na die tweede wenk toe wat ons vir julle wil gee hier op die Sensation Hengel program. En dit is hierdie klaargemaakte rieks van hulle. Nou wat lekker is van hierdie riek, hy sê vir dis 2 rieks op in 1 kartonnetjie. Hy gee vir die gewig van die breed en die grootte van die hoek ook. Ons het vroeër gesê dat dit baie crucial is om die regte lengte van die asie na die hoek toe te kry. Nou wat jy nodig het is 'n gewone boilie naaltjie. Ons vis met kaboe mieliepitte, so ek gaan sommer 2 mieliepitte vat hierson. Die regte manier om die mieliepitte aan te sit, ek druk die naaltjie deur die sagte kant van die mieliepit, deur sy hartjie, en dan die ander mieliepit draai ek om en ek druk hom van die rugkant af deur, sodat die 2 harde kante van die mieliepitte teen mekaar sit. Dis 'n close lip needle boilie naaltjie wat ons gebruik, so ons moet daai dingetjie so optel. Nou al wat nou gebeur, jy haak daai bokant van die haartjie, haak jy in die boilie naald en jy trek daai mieliepitte sorgvuldig. Trek hom stadig deur. As jy hom partymal te vinnig trek, dan bars hy oop. Trek hom deur. Jan, waar is daai extender stoppers van ons of 'n gewone boilie stop? Ek sien ons gaan 'n gewone enetjie nodig hê.
Hier is nog 'n lekker produk van Docs, is net 'n gewone boilie stop. Hy kom ook in daai kit, daai starter kit. Jy druk hom nou net hier aan die bokant deur. Ag, as ek net minder wil bewe. Jan, ek kan nie nou so gebewe nie. Dan trek ons hom vas, druk daai mieliepitte sorgvuldig op. Wat jy nou kan doen, daai lengte van die mieliepit na die hoek toe. Op hierdie een is dit nou te lank. Hier kan ons nou nog 'n mieliepit bysit. Ek gaan nou nog enetjie bysit, maar die regte lengte om hom daar te kry is so tussen 3 en 5 mm. Ek gaan hom nou net so optrek vir julle. So tussen 3 en 5 mm van die hoek af, die afstand tussen die hoek en die mieliepit, daar so net soos wat hy daar nou is. Ek het hom so 'n bietjie opgetrek. Wat nou gaan gebeur? Wanneer jou hoek plat lê op die bodem, sodra die vis gaan optel en hy gaan sy kop optel, dan gaan die afstand gaan tussen die mieliepit en die hoek, gaan daai hoek kans gee om te draai, net soos wat hy nou daar my hand gedraai het. En dis wat die vis vang. Ons het 'n redelike swaarderige sinker daarop. Hierdie word nou net aan die sinkerklip gehaak en ons is reg om te rol. Ons gaan sommer dadelik oor na wenk nommer 3 toe. Jan gaan vir ons daar wys. Saam met hierdie gebruik ons PVA. Nou PVA is 'n oplosbare sakkie waar binne ons die voer insit. Jan, wys vir die kykers daar, hoe stop ons daai sakkie en hoe berei ons hom voor? Wat ons nou doen met hierdie is, ons maak die voer redelik droog aan, dat hy nie te nat is nie. As hy te nat is, gaan die sakkie oplos. Onthou, dis basies net 'n carrier wat ons aan die hoekie gaan hak. Hy's 'n carrier vir jou dip, as jy nou 'n dippie wil bysit, so hy hoef nie groot te wees. As jy hom groot maak, gaan jy sukkel om te gooi. So, my advies is, maak hom maar klein. Raamsluit. Ons hom nou eintlik gestamp het. Knop hom een keer. Nog 'n keer. En ons naam tussen die knope. En nou het jy jou PVA. Wat gaan gebeur is, hy lê daar. Jou hoekas is teen aan hom. Sit hom net daar vir my neer. Hoekas gaan ons aankom sommer nou so daaraan. As hy op die bodem gaan lê, daai voer blus om jou hoekas. En die vis kom en hy suig hy hele klomp in. Hoek en al, en hy gaan homself hak. So dis die hele idee agter daai PVA. Gaan probeer dit gerus. Dit werk vir ons. Julle het gesien ons het 'n paar visse gevang. Ons gaan nog so 1 of 2 vang voor ons die program eindig. Dit werk regtig baie goed. Vir die oeverhengelaars daar buite, jy moet net jou kop uit die pad uit kry. Dis 'n lekker manier om vis te vang en dis 'n nuwe manier en dis wat dit vir my so interessant en lekker maak.